Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons kyk in die woord van God in soos 'n spieël. Ons sien onsself raak daarin in Christus en wanneer ons onsself in hom sien, word ons getransformeer om meer soos Jesus te lyk. Deur die krag van die Heilige Gees natuurlik. Vandag kyk ons in Eksodus hoofstuk 14 in en ek lees vir jou hoofstuk 14 vers 12 met die tema die derde opsie. Ek lees vir jou, ek het ons nie vir jou gesê om ons met rus te laat toe ons nog in Egipte slawe was nie. Dit was beter om slawe vir die Egiptenaars te wees as om lyke in die woestyn te wees. Dit is nou natuurlik die Israeliete wat hier met Moses praat. God is besig om die Israeliete te bevry, maar hulle kom by die Rietsee en is 'n doodloop en agter hulle is die Egiptenare besig om hulle te jaag en in hulle wêreldse manier van kyk na sake is daar net twee moontlikhede hierso. Hulle gaan of nou sterf of hulle gaan teruggaan na Egipte toe as slawe of hulle moes eintlik in die eerste plek nou nie eers uit Egipte uit weggetrek het nie. Hulle moes maar net slawe gebly het. Daardie twee opsies. In hulle kop is dit natuurlik beter om slawe te wees as om dood te gaan. En eintlik wil hulle maar net die beste kies tussen twee slegte opsies. Maar as hulle op die Here vertrou, sou hulle sien, soos wat hulle later wel gesien het, dat daar 'n derde opsie is. God sou hulle red en hulle sou nie sterf of slawe wees nie. Hulle sou lewe, hulle sou vry wees, hulle sou God se beloftes beerwe. Die derde opsie. Om God te kies en op hom te vertrou is altyd die opsie wat lewe bring, maar dit is in baie gevalle die derde opsie. Die opsie wat nie dadelik sigbaar is of wat dadelik duidelik is vir ons in ons menslike verstand nie. Ons sien net opsie A of opsie B, maar as ons tyd met die Here spandeer en ons vertrou op hom, sal ons sien maar daar's 'n derde opsie, daar's 'n bonatuurlike opsie baie maal wat die Here kan doen. As ons hom volg, sal ons lewe. Ons hoef nie slawe te wees of te sterf nie. Ons kan lewe. Baie maal is die sprong wat ons moet vat net om op God te vertrou, om op God te wag, om sy tydsberekening te vertrou. Omdat ons oë egter op die tydelike goed gefestig is, neem ons nie daardie stap nie en dan sit ons maar in die twee slegte opsies. Ek wil elke dag die derde opsie kies. Ek wil God vertrou. En al vra dit dat ek met die ongemak van die onbekende moet leef en voel asof ek nie in beheer is nie. Dit is die moeite werd op die einde van die dag. Hoe lyk dit vandag in jou lewe? Moet jy dalk in 'n situasie waar jy is, net 'n bietjie rustig raak en bid en tyd met die Here spandeer en hom vra, Here, wys vir my u opsie, wys vir my die derde opsie, wys vir my die pad deur die see wat u kan oopmaak. En dan vertrou jy die Here en jy neem daai stap van gehoorsaamheid en geloof. Kom ons bid saam. Heilige Gees, help my om te luister en te kyk vir die derde opsie, die geloofopsie, om in geloof te stap en om op u te vertrou. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie met iemand en kom reis weer môre saam. Totsiens.